In die Ou Testamentiese konteks is dit noodsaaklik dat wanneer daar 'n belofte afgelê word, 'n belofte gemaak word, 'n verbond gesluit word, dat dit deur beëdiging, deur die aflê van 'n eed bekragtig word. In Hebreërs 6 vers 13 word hierna verwys. Daar staan: toe God aan Abraham die belofte gemaak het, het hy niemand groter as homself gehad, by wie hy dit met 'n eed kon bevestig nie. Daarom het hy dit met 'n eed by homself bevestig. Nou hier sou dit baie interessant wees om aan te dink dat daar eintlik niemand meer belangrik as God self was, wat hierdie belofte kon bevestig dat hy dit sal uitvoer nie. Niemand groter en met meer gesag as hy self nie. En daarom sê die woord, het hy dit by homself bevestig. En dit beteken vir my dat God direk betrokke is by hierdie belofte, die aflê daarvan, en ook by die nakoming daarvan. En dit maak van die beloftes van God soveel meer as net woorde. Dit word werklik dade. Die belofte word aan voldoen. In Genesis 22 vers 15 tot 17 word hierdie gedeelte wat ons hier in Hebreërs nagekyk het, word dit eintlik vir ons neergepen. Genesis 22 vers 15 tot 17 sê, die engel van die Here het gesê, dit is ek, die Here wat praat. Ek lê 'n eed af by myself, dat ek jou baie sal seën oor wat jy gedoen het. En daardie, mens kan sê, in ander taal of ander woorde dalk, dat God gesweer het, dat hy 'n eed afgelê het, dat hy dit sal doen, is 'n belofte wat tot vandag nog geld. En ek en jy kan op hierdie beloftes van die Here staat maak. Hy het dit by homself bevestig, dat hy dit sal doen. En daarom glo ek met my hele hart, ons sien sy beloftes ook in ons eie lewe, dat dit afgelê word soos wat hy onderneem het. Wat 'n groot God, getroue, liefdevolle God, dien ons nie. Loop mooi.